Johan, tjenaki, lekker hardloop. Ja. Heb je een beetje voor klaar gedaan? Hij was best wel te vaak. Hij was recht op rust om te bekijken. Ja. Mooi prachtige geelpin tuna. Ja, dat is wel een roep, maar je ziet er niet te veel tasty. Allee, en een lekker, maar een sashimi. Johan Smit is natuurlijk ook een ervaren snavelengelaar en hij gaan voor ons nog een alternatieve methode wijs hoe om 'n aas vir 'n marlijn reg te kry. Johan, wys vir ons. Ag Werner, ons het 'n hele paar jaar terug het ons saam met een van die legendes in die marlynwêreld, om Casper Walker, het my geleer ook om natuurlik met jou halfpieks ook te vang. En natuurlik met ons kunsmatige aas ook op die einde van die dag. Verskillende aspekte op hierdie ook. Jy sal sien dit ook groter hoeke, dubbelhoeke met 'n ketting of 2 in. Ook maar vir die sterkte as die snavel kom of die neus kom in vir die vis, sodat jy jou lyn kan ook beskerm, is baie sterker. Ons kry verskillende kleure ook, verskillende grootte ook, wat ons natuurlik dan ons groot marlyne ook mee teiken. So party oggende dan sit ons vroeg uit hierdie, sit ons hulle in die water as ons nie halfpieks het nie, of ons gaan soek 'n lewendige tuna. Ja. Dan sit ons hulle uit. Dan vat ons hierdie en ons sit hulle in die verkant van die boot aan die agterkant, wat ons noem 'n jab trap. Ja. In ons marlyntaal, dan sit ons hulle uit daar voor agter met 'n teaser agterna, wat ons dan swem. Wat sit jy nou iets aan hierdie hoek vas? Nee, hulle kom net so in. Ja. Hulle die hoeke gaan onder die skirt in beweeg, so dan steek ons die hoeke weg. En dan natuurlik hoekgrootte is ook belangrik, wat ons op die bil van die hoek sit, wat ons 'n grootte het vir dit, sodat die hoek die regte, laat hy nie te veel uitsteek nie. Ja. Dan kan dit ook die vis afsit van die byt af. Dan lyk hy meer natuurlik as hy swem. So dan sleep ons hulle agter die boot, en 'n spoed is ook baie belangrik op die boot, laat hy 'n regte, ons noem dit 'n smoke trail maak agter die. Ek sien hy het gaatjies hier so voorin wat dan nou die aard van die saak neem ek aan die borreltjies maak. En dit so verskillende koppe het ons ook vir gewig en ook diepte en so wat ons ook kan insit en so. Maar ja, dan daai maak vir ons 'n mooi, ons noem dit 'n smoke screen agter. Dit lyk die vis kom op en hy kom sien hierdie en hy kom slaan die aas, en dan is die hoeke mooi weggesteek en die marlyn kom en hy vat hom, dan is jy vas op die vis. Great stuff. Let's do that.